Vandag duik ons in die wêreld van abdominale vaskulêre chirurgie. Ons gaan so 'n bietjie die chirurg se geheime padkaart probeer ontsyfer. Hoe hulle dit regkry om by die liggaam se diepste, mees kritiese bloedvate uit te kom. So, dit bring ons by die kernvraag, né? Hoe op aarde kry hulle dit reg? Hoe navigeer jy deur 'n doolhof van lewensbelangrike organe om by jou target uit te kom, sonder om enige skade aan te rig? Dink daaraan so. Dis nie net 'n eenvoudige operasie nie. Dis amper soos om deur 'n digbevolkte stad te moet navigeer. Elke gebou is 'n orgaan wat jou aan die lewe hou en jy soek daai een versteekte hoofweg. Elke beweging moet ongelooflik presies wees. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Hier is ons padkaart vir vandag. Ons begin met die groot prentjie, dan kyk ons na die strategiese besluite, die komplekse manoeuvre binne in die liggaam en ons eindig by daai fyn presiese werk wat alles moontlik maak. Eerste dinge eerste, waarheen is ons op pad? Jy sien, voor 'n chirurg eers 'n instrument optel, moet hulle die bestemming ken, die hoofweë van die liggaam se bloedvloeistelsel. En hier is hulle, die twee reuse van die abdomen, die aorta, wat al daai suurstofryke bloed uit die hart pomp, en die inferior vena cava, wat dit alles weer terugbring. Hulle is die uiteindelike teikens. Die hele operasie is eintlik net ontwerp om veilig by hulle uit te kom. Goed, ons weet nou waar die bestemming is. Maar hoe kom ons daar? Wel, alles begin met daai eerste kritiese strategiese besluit. Waar presies maak jy die insnyding? Chirurge het 'n paar opsies in hulle gereedskapskis. Elkeen van hierdie insnydings is soos 'n ander deur na die abdominale holte en elkeen het sy eie unieke voor- en nadele. Die keuse wat gemaak word hang heeltemal af van wat die doel van die operasie is. Kyk gou hier. Hierdie is nou die deurslaggewende afwegings. Daai middellyn insnyding is ongelooflik veelsidig. Jy kan by alles uitkom. Maar dit kom teen 'n prys. Meer pyn vir die pasiënt en 'n hoër risiko van 'n breek. Dis presies hierdie faktore wat die chirurg moet opweeg om die heel beste keuse vir daai spesifieke pasiënt te maak. So, die chirurg is nou binne, maar glo my, die werk het nou eers begin. Die target, daai aorta, is steeds weggesteek agter 'n muur van organe. Nou begin die regte kuns om die interne landskap versigtig te herarmskik. Een van die mees dramatiese tegnieke staan bekend as die Mattox-manoeuvre. Dis 'n ongelooflike gekoördineerde skuif waar 'n hele groep organe baie versigtig eenkant toe geskuif word om 'n duidelike oop pad na die aorta te skep. En hier sou dit werk, stap vir stap. Eers word die dunvoering wat om die organe lê versigtig gesny. Dan met 'n tegniek wat stompte seksie genoem word. Dis waar weefsel meer uitmekaar gestoot as gesny word 'n natuurlike vlak oopgemaak. Die organe word dan as 'n enkele eenheid geroteer en skielik is hy versteekte hoofweg sigbaar. Voor hierdie manoeuvre is die aorta heeltemal onbereikbaar. Dit lê diep in die liggaam, veilig beskerm deur die ingewande, die milt, die pankreas. Jy kan dit nie eers sien nie, dit is heeltemal weggesteek. Maar daarna, wel, kyk net. Dis 'n meesterstuk van chirurgiese navigasie. 'n Wye oop, onbelemmerde uitsig op die aorta. Dit wys jou presies hoe chirurge die interne anatomie tydelik en veilig kan herrangstuk om hulle doel te bereik. Maar hierdie kragtige manoeuvre is nie sonder risiko's nie. In tot 20% van gevalle kan die milt beskadig word en dit beklemtoon net weer eens die ongelooflike vaardigheid wat nodig is. Dit bring ons by die volgende vlak van presisie. Okay, die pad is nou oop, maar die werk is nog lank nie verby nie. Nou begin die fyn detailwerk, daai finale blootlegging wat 'n heeltemal nuwe vlak van presisie vereis. Kom ons kyk na 'n baie spesifieke voorbeeld. Die area van die aorta net onder die niere, dis 'n uiters belangrike chirurgiese sone. Die probleem? Die linker nieraar loop reg voor die aorta verby. Dit blokkeer die uitsig soos 'n boom in die middel van die pad. Nou, jy kan nie net daai aar een kant toe stoot nie. Dis ongelooflik delikaat en het sy eie vertakkings. Die chirurg moet hierdie 3 klein maar kritiese takke eers identifiseer, versigtig afpunt en dan verdeel. Eers dan kan die hoofnieraar veilig uit die pad geskuif word om die aorta daaronder bloot te lê. Dis nou chirurgiese presisie op sy heel beste. En asof dit alles nie al reeds kompleks genoeg is nie, is daar nog 'n kinkel in die kabel. Elke pasiënt se interne anatomie, dis uniek. Die handboek wys een ding, maar die realiteit in die teater kan heeltemal anders lyk. En dit is waarin aanpasbaarheid so deurslaggewend is. Byvoorbeeld, tot 30% van mense het sommer veelvuldige nierare, nie net een aan elke kant nie.
'n Chirurg moet voorbereid wees op hierdie variasies en hulle strategie in 'n oogwink kan aanpas. Dit bring ons by ons finale gedagte. Ons het nou gepraat oor die insnyding, die navigasie en die delikate blootlegging. Maar wat is die groter prentjie hier? Waaroor gaan dit alles regtig? Hier is seker die belangrikste punt van alles. Alles wat ons vandag bespreek het, daai hele komplekse, moeilike reis, dis net die voorbereiding. Dis al die werk wat gedoen moet word voordat die eintlike herstelwerk aan die aorta eers kan begin. En hierdie aanhaling som dit perfek op. Die manier waarop 'n chirurg by die teiken uitkom, daai toegang, die blootlegging, die presisie, dis net so deurslaggewend vir die pasiënt se uitkoms as die finale herstelwerk self. Die reis is alles. En dit laat ons met 'n laaste vraag om 'n bietjie oor te drink. As chirurge reeds op hierdie ongelooflike vlak van detail en beplanning werk, wat presies hou die toekoms in soos wat tegnologie en ons begrip van die menslike liggaam net aanhou verbeter?